Vandag gaan ons 4 kernvrae bespreek. Eerstens, die gebruik van kunsmatige intelligensie in die klaskamer, insluitend die voor- en nadele daarvan. Tweedens, sal ons kyk na die redes waarom Indië China verbygesteek het as die land met die hoogste bevolking. Derdens, gee ons mening oor die konsep van slim stede en die implementering daarvan in Suid-Afrika. En laastens sal ons 'n kreatiewe ontwerp voorstel vir die speletjie Who Wants to be a Millionaire? Vraag 5.1. Kunsmatige intelligensie of KI in die onderwys. Wat beteken dit vir ons as onderwysers? Nou, KI verwys na 'n rekenaarstelsels wat take kan uitvoer wat normaalweg menslike intelligensie vereis, soos leerprobleme, probleemoplossing en besluitneming. In hierdie afdeling gaan ons ondersoek hoe onderwysers kunsmatige intelligensie prakties in die klaskamer kan aanwend en ons sal ook die belangrikste voordele en nadele daarvan uitlig. Van kunsmatige intelligensie vir onderwysers. Hoe kan ons onderwysers KI daadwerklik gebruik? Wel, die moontlikhede is reeds wydlopend. Eerstens, vir lesbeplanning kan KI help om innoverende lesidees te genereer, aktiwiteite te ontwerp of selfs volledige werkkaarte op te stel wat by die KBV kurrikulum pas. Dit gaan byvoorbeeld daaraan KI te vra vir 'n graad 5 geografiese les oor riviere. Ek bedoel, ek vat vraag 1 wat ek gedoen het in die eerste deel van die taak en ek kon deur sekere prompts 'n vraestel opstel en ek kon bietjie manipuleer en dit het vir my 'n beter produk gegee. So, vir assesseurs kan ons help om vasvrae of toetse te skep en selfs rubrieke of memorandums daarvoor te genereer. Dit kan ook help om leerprestasies te analiseer en om patrone raak te sien. KI kan ook kragtige hulpmiddel wees vir diferensiasie, deurdat dit materiaal kan aanpas vir leerders met verskillende leerbehoeftes. So, laastens kan dit ook help met taalondersteuning, soos vertaling en grammatika korreksie. So die voordele van KI in die klaskamer. Die gebruik van KI hou verskeie potensiële voordele in, om eerlik te wees. Een van die grootste voordele is tydsbesparing. Deur routine take soos die opstel van eenvoudige assesserings of die soek na hulpbronne te outomatiseer, kry onderwysers meer tyd vir dit wat regtig saak maak, direkte onderrig en persoonlike interaksie met leerders. KI bied ook die moontlikheid vir meer gepersonaliseerde leer waar inhoud en aangepas kan word by die individuele leerder se behoeftes. Dit bied vinnige toegang tot enorme hoeveelheid inligting en hulpbronne wat beide onderwysers en leerders kan bevoordeel. So, sekere interaktiewe KI nutsmiddels kan ook leer meer boeiend en interessant maak. In wese kan KI dien as 'n waardevolle digitale assistent wat onderwysers ondersteun in hulle veelsuidende rol. Nou kom ons na die nadele. Ons moet ook egter nugter wees oor die nadele en die uitdagings. Eerstens is KI nie onfeilbaar nie. Dit kan feitelik foute of vooroordele bevat wat in die data waarop dit opgelei is bestaan. Daarom is dit absoluut noodsaaklik om onderwysers enige KI gegenereerde inhoud krities te evalueer. Daar is ook die risiko van oorafhanklikheid, dat ons as onderwysers of selfs die leerders te veel daarop begin staatmaak, wat ons eie kritiese denke of kreatiwiteit kan ondermyn. Dit sluit aan by die idee van KI as 'n potensiële vyand, as 'n
aandekend gebruik word. Etiese kwessies soos data privaatheid, die moontlikheid van plagiaat deur leerders en digitale kloof, die ongelyke toegang tot tegnologie is ook belangrike oorwegings. In April 2023 het die Verenigde Nasies bevestig dat Indië China verbygesteek het as die wêreld se mees bevolkte land. Vir dekades was China aan die voorpunt van hierdie statistiek. In hierdie afdeling gaan ons die sleutelredes ondersoek waarom hierdie merkwaardige verandering plaasgevind het. Nou, verskeie faktore het bygedra tot Indië se volgehoue bevolkingsgroei. Alhoewel Indië se vrugbaarheidssyfer, die gemiddelde aantal kinders per vrou, ook aan die daal is, was dit histories hoër as China se en is dit in baie streke steeds bo die vervangingsvlak. Dit beteken eenvoudig meer geboortes. 'n Baie belangrike faktor is Indië se jong bevolkingsstruktuur. 'n Groot deel van die bevolking is jonk en betree nou hulle reproduktiewe jare. Dit skep wat demograwe bevolkingsmomentum noem. Selfs al het elke vrou minder kinders, lei dit tot groot aantal vroue in hierdie ouderdomsgroep steeds tot 'n hoë totaal aantal geboortes. En laastens het verbeterings in gesondheidsorg en lewensomstandighede soos in baie dele van die wêreld, ook in Indië, tot 'n langer lewensverwagting bygedra, wat beteken mense leef langer. So, vervolgens, kom ons kyk na 5.3. Slim stede in Suid-Afrika. Wat is 'n slim stad? Eenvoudig gestel, is dit 'n stedelike gebied wat tegnologie soos sensors en data-analise gebruik om munisipale dienste te verbeter, doeltreffendheid te verhoog en uiteindelik die lewenskwaliteit van sy inwoners te verbeter. In hierdie afdeling sal ek my persoonlike mening gee oor die konsep van slim stede en die potensiaal van uitdagings van die implementering daarvan spesifiek hier in Suid-Afrika. So, die potensiaal van slim stede in Suid-Afrika klink beslis aanloklik. Veral as ons dink aan die diensleweringuitdagings wat ons tans ervaar. Die idee om tegnologie te gebruik om water- en elektrisiteitsvoorsiening meer betroubaar te maak, afvalbestuur te optimaliseer of openbare vervoer gladder te laat verloop, is baie aantreklik. Slim tegnologie kan ook bydra tot verhoogde veiligheid deur beter monitoring en vinniger reaksietye van nooddienste. Op 'n ekonomiese vlak kan dit nuwe industrie stimuleer en werk skep in die tegnologie sektor. Verder is daar die potensiaal vir verbeterde volhoubaarheid deur beter hulpbronbestuur en vir meer effektiewe stedelike beplanning gebaseer op data. My mening is dat voordele ongetwyfeld wenslik is vir ons land. Maar hierdie is 'n groot maar. Ons moet uiters realisties wees oor die uitdagings. Mynsiens is hierdie struikelblokke enorm in die Suid-Afrikaanse konteks. Die mees basiese vereiste vir 'n slim stad is betroubare infrastruktuur, konstante elektrisiteit, wydverspreide, bekostigbare internettoegang, en ons weet almal dat dit tans groot uitdagings is. Die koste verbonde aan die ontwikkeling en instandhouding van hierdie tegnologie is ook astronomies hoog. Waar sal daardie befondsing vandaan kom in 'n land met soveel ander dringende behoeftes? 'n Groot bekommernis is vir my die digitale kloof en die risiko van toenemende ongelykheid. So,
Hoe verseker ons dat die voordele van slimstede nie net sekere gegoede voorstede beperk word nie, terwyl die meerderheid agterbly? Dan is daar kritieke kwessies soos datasekuriteit en privaatheid. Die tekort aan opgeleide personeel om hierdie stelsel te bestuur en natuurlik die uitdagings rondom effektiewe korrupsievrye bestuur wat nodig is vir sulke komplekse dierprojekte. Die Lanseria Smart City projek word dikwels genoem waar dit ontlok juist baie van hierdie debatte oor prioriteite, koste en inklusiwiteit. In Suid-Afrika is Suid-Afrika werklik gereed vir volskaalse slimstede of moet ons dalk fokus op slim oplossings vir spesifieke probleme? So, my gevolgtrekking. My mening is dat terwyl die konsep van slimstede opwindende moontlikhede bied, die praktiese implementering daarvan in Suid-Afrika voor enorme uitdagings bestaan kan kom, veral betref basiese infrastruktuur, befondsing en die diep ingewortelde ongelykheid in ons samelewing. Ek glo 'n meer realistiese en potensiële voordeliger benadering sou wees om te fokus op 'n gefaseerde implementering van spesifieke toepaslike tegnologie wat daarop gemik is om werklike dringende probleme op te los. Laastens, vraag 5.4. Who wants to be a millionaire? Die speletjie sal bekende formaat volg met die vraag progressief moeiliker. Ons begin met ronde 1. Dit die makliker vraag, vergelykbaar met die R100 tot R1000 vlakke vir die TV-program. Elke vraag sal 4 multikeuse opsies hê. A, B, C of D. Byvoorbeeld, 'n graad 4 of 5 graad geografie vraag kan wees: wat noem ons 'n groot stuk grond omring deur water? Met die opsies soos A, berge, B, skiereiland, C, eiland en D, 'n provinsie. Die korrekte antwoord is C, eiland. Sal die uitleg word. So, vir die vertoning in die klaskamer sal ek 'n projektor en 'n slim skerm gebruik en ek sal 'n PowerPoint aan die gang kry. Leerders kan lekker skarrel en aan die gang kom en niemand hoef op hulle fone te wees nie, so almal kan fokus. So die spel verder vorder, word die vraag moeiliker. Soos in ronde 2, die medium vlak. 'n Voorbeeld vir graad 6 geskiedenis kan wees: wie was Suid-Afrika se eerste demokratiese verkose president? Met die korrekte antwoord Nelson Mandela. Die vertoning bly dieselfde, maar nou kom ons die bekende hulplyne of lifelines inbring om te help as 'n leerder vashak. Uiteindelik bereik ons ronde 3, die moeilikste vraag: wat die hoër prysgeld vlakke verteenwoordig. Hier toets ons dieper kennis soos geografie vrae oor klimaatstreke. Watter Suid-Afrikaanse klimaatstreek word gekenmerk deur winter, reënval en droë somers? Met 'n mediterraniese klimaat as dit die korrekte antwoord. Die vertoning kan nou nog meer spanning bou. Ek sou 'n visuele prysgeld leer op die skerm kon plaas om die leerders se vordering aan te dui. Alhoewel daar nie regtig geld op die spel is nie, kan punte of klein klasbelonings gebruik word as motivering. Baie dankie. Dit bring my aan die einde van my aanbieding.